Ja, ek dink van my kant af wil ek net sê baie dankie dat julle draai kom maak het en half moeite geag het nie om hier te wees. Vir my, jy weet, ek was nog altyd eerlik. So ver as wat eerlikheid strek, die definisie van eerlik, die poging om eerlik te wees is iets wat ek dink oor die algemeen ontbreek in die samelewing. Ons is vasgevat in Facebook en high-class goedes wat nie noodwendig eerlikheid verkoop nie. En sodra mense eerlikheid jou pad kruis met eerlikheid, dan dink ek dit raak verby die vlees en intellek en so aan. En ek het nou die selfs in die boek noem ek dit, daar's 'n deel waar ek praat hoekom ek so baie fans het wat 6 jaar, 7 jaar oud is, want hulle het obviously nie 'n clue van die diepte van goed wat ek aanraak, die metafore, die beeldspraak en sulke goedes nie. Maar miskien is dit omdat daar 'n tipe van 'n eerlikheid is wat deurkom en hulle kan resoneer met dit. So ek het probeer om maar weer eerlikheid te giet in die boeke. Vir my is dit belangrik bloot omdat ek is 'n groot voorstander van Afrikaans en Afrikaans omdat hy nog groei. Hy is nog organies, hy is besig om te groei en dit is 'n voorreg vir my om Lapa en die ouens van ATKV te hê om te sê, okay, kom ons gaan kyk na al hierdie goedes wat jy in glo in terme van taal en ons druk dit en ons boekstaaf het en ons maak seker mense kan 'n deel maak van die versameling woorde en gesegdes daar buite. Ja, ek moet eerlik wees, dit gaan oor rassegrense want ek moet in Namakwa in hierdie boek se sekere gesegdes ook gaan verduidelik aan colored mense. So en in PE moet jy goed gaan verduidelik en Kimberley. Dit is wat dit vir my interessant maak. Ek het regtig nie teruggehou in terme vanuit net Afrikaans of Capricaans of Afbreekaans of whatever nie. Die is 'n poging om te sê Afrikaanse arms is wyd oopgespan en reg om in te om mense in te trek in terme van ongeag hoe die klank oorkom. En ek meen 'n woord soos away, ek trap in met daai woord om juist dit te verduidelik want ons sê die goed. Kom ons wees eerlik, my laaste debat of paneeldiskussie was juist met een van my groot geeste en vriende, Dr. Willem Botha van die WAT. En dit het juist gegaan oor die woord away, hoekom dit nie geboekstaaf is, hoekom is dit nie deel van die woordeboekie. En nou kan 'n ou deurgaan en hy kan gaan lees, hoekom sê ek away moet nie gespel word met 'n kappie e nie, hy moet 'n H by hê. En ek gee my persoonlike opinie en ek deel, jy weet, die idee dat dit so naby aan Yahweh is. Die groet is half geestelik, dit is dit resoneer verby die fisiese wanneer 'n man sê Yahweh. En vandag van Jack Sparrow tot Fransja van Coke tot wie ever tot myself, ons staan en duisende mense kan jy sê Yahweh en duisende mense respond terug. Sien net 'n groetvorm nie, dis 'n bevestiging. Ja, ons kan sê Yahweh. Oor 10 jaar as dit in die Bybel ook man, in plaas van amen, dan sal mense sê Yahweh. Dis hoe taal groei. So, ja. Is iemand in die gehoor, jy's by daai gesels by Taalmonument waar het ons gepraat oor Namakwalandse Afrikaans byvoorbeeld. En ek dink ek het dit jy's vasgelê ook in die boek, so as jy dit gaan kry, gaan jy sien jou naam is daar. En maar wat ek vasgevat het is jy's daai gesels. Toe ons terugkom en gepraat het, maar wat sê Namakwalandse mense byvoorbeeld vir 'n ou met 'n bleskop? Hulle sê vir 'n ou met 'n bleskop as hy inkom en hulle sê hier kom rol die eierie in, iets soos dit nou. Maak net 'n voorbeeld. En ons kan nie dit vasmaak en sê dit is wat Namakwalandse mense sê vir iemand met 'n bleskop. Want as jy van daai huis af gaan na 'n volgende huis toe, dan sê iemand anders 'n ander metafore, 'n ander tipe beeldspraak om daai persoon te beskryf. Die mooi ding van daai mense though is dat maak nie saak watter beskrywing jy gee vir 'n ou met 'n bleskopie, hulle sal weet jy praat van 'n ou met 'n bleskop. So een ou sal sê man, 'n eier het nou hier inkom rol, of iemand sal sê ek maak nou net goed op hoor, dis nie wat mense sê nie. Of iemand sal sê man, volg die son tot daar. Ja, weet, dit is die uniekheid, dit is die dinamika van daai mense in terme van hoe hulle taal gebruik. Ek koppel dit nie noodwendig aan armoede nie en seer kry en swaar nie, maar ek het geleer en dit is ook 'n kwoteer wat ek hier gekwoteer het van Dr. Martin Fisher, een van my mentors, wat vir my gesê het, you know Simon, he's an English dude, and he say, Simon, hurt and happiness, those are the two things that open people up. En as mense oop is in ieder van daai twee ekstreem, dan kom taal, hy vloei anders deur, soos 'n damwal wat breek en aan die einde van die dag mense stel nie sodanig belang met 'n boekstaaf nie, maar dit vloei net daar tussen die mure van waar oor hulle beweeg.
discrimineer is natuurlik 'n swaar woord, maar realiteit is maar iets wat jy weet, 'n mens nie van weg kan duins nie. Ek dink oor die algemeen is dit maar die idee dat dit riskant kan wees, jy weet. Maar dan is enigiets van vandag se era kan 'n bietjie riskant wees. 20 jaar gelede het jy nie 'n vrou in 'n baaibroek op die TV gesien nie, vandag is dit 'n algemene ding. Maar dit is hoe ons maar net sag raak teenoor wat ons dink, ons vooroordele. Vir my die afgelope tyd met die KAK&K, ek meen, daar's omtrent 6000 mense wat jaarliks daarna toe kom om dit te kom kyk en hulle gaan na geen ander show toe nie. Hulle kom net om Rymklets te kyk. Dit is shows waar die helfte van die mense wat hier sit nie noodwendig my werk ken nie, maar daar kan ek my mikrofoon net so hou. Die diepste metafore, alliterasies, beeldspraak, klein kinders kan ek oproep en 'n mikrofoon vir hulle gee en hulle doen 'n hele song vir my net so. Dan is dit diep goed wat ons deel. Soms van daai goed wat die ouens deel, daar is swaar, is politiese vooroordele, dit is emosionele goed wat op die tafel gegee word, maar daai kindertjies kan dit ken tot die groot mense wat daar is. En ek deel die idee van Rymklets en wat dit beteken vir Afrikaans, sy bydra tot Afrikaans. Omtrent 15 jaar terug het akademici nie noodwendig so goed gevaar, wat veral na die voelvry era en so aan, waar mense sê, maar ek soek intelligente Afrikaans, jy weet, maar nie dit wat natuurlik net so geskans is, of toegedraai is in 'n boek noodwendig. Die boeke het stof gehad. En ek kan jou nou guarantee, in daai tyd, as ek gegaan het Pretoria toe was daar nie iets soos, jong, praat Afrikaans of hou jou bek nie. Vandag as ek optree daar, jong manne sal na my toe kom, ongeag hoe die Afrikaans deurkom, of hy met masala gespys is hier van die Kaapse kant, en of hoe hy daar deurkom, mense hou net van die idee dat mense wel Afrikaans besig. En 15 jaar terug het ouens soos Fransja van Koukele met Volk of Politica, van Koukartel en Karen Zoid, toe sy begin het, maar voor dit Rihanna Nel se eerste album Rock, het Afrikaans weer exciting laat klink. Voor daai demografie beweeg het na Engelse rock toe, het hulle geklou in Afrikaans en skielik het hy trotsheid weer gekweek. By my, tussen my alma mater, was dit hiphop. Dit was nêrens oor die radio nie, dit was nêrens in die koerante nie, maar ek kan vir jou quote, kyk hier my broer, al die dinge moet sy los, want nie gejaaka gegaan het vir die weekse kos. Ek onthou tyd terug, wat ek geleed daar, en ek noem het die in die boeken, toe ek leer met my earphones op my kop, en toe kom haar song op, hy het seker, die radio jochie het seker per ongeluk, of as Pris haar song ingesit van Prophets of the City, Brasse van die Kaap, maar toe kom die song op, en kyk wat het dit gedoen in my lewe, die song het begin deur te sê, jare girl, sy het my aan my kop bied, sy spoenankies, ek wil jou somme opeet, sy is my dingetjie diamond, but time again, your tiny one a timing, sy is net as Pris en oorlams, sy sê, sy is Chris en ek is slams. Toe ek daai goed hoor, het dit my so geraak. Weet jy hoekom? Want ergens luister daar miljoene mense nou na dieselfde taal, hoe ek dit gebruik. Ek het daai selfde dag, het ek gegaan tot by Tiger Valley Center, daai tyd gewees, nou Parow Center, gegaan en gevra, waar is die album, Ghetto Code van Prophets of the City? Ek het dit gekoop en dit het my lewe verander in terme van, ek kan actually my taal vat en 'n deel in die kuns waarvoor ek lief is. En dis wat hiphop gedoen het en steeds vandag doen. Op elke skool waar ek gaan in Neendis, ek in Karkams, Concordia. Ons is daar in Manpromosa in Potchefstroom en dan gaan ons na die ander skole ook. Ek het Settlers en daai. As ek op die stage gaan en ek sê away, dan moet julle sien hoe blom daai kinders oombliklik. Want skielik is dit like, yes, like it. In 'n official platform kan ek hoor my eie taal, my eie klanke. En dit is belangrik. Ek ken gelukkig almal die ouens daar, so vir my, hiphop is nie gegrond in haat nie. Jy weet, so dit wil sê, dit gooi nie noodwendig modder na iets toe nie. Maar dit is gegrond in liefde. En dan dink ek Immortal Technique, een van my heroes, hy is ook hierso, hy het iets gesê wat vir my amazing is dat my liefde vir iets moenie gesien word as 'n haat vir iets anders. En dis hoe ons baie keer mense misinterpreteer, jy weet, omdat hy so praat. Ek praat nou baie oor hiphop, dat ek die ander goed lief is voor jy. Hier in die boek kan jy lees, ek het groot geraak met Janita Klaasen, ek is so excited toe ek 'n album kry waar Meisiekind uiteindelik op is, want ek is so erg vir daai song, Roll Boss en sulke goed.
tot Annelie van Rooyen wat vandag 'n goeie vriendin van my is. Maar aan die ander kant ook waardeer ek Jimmy Cliff en Bob Marley en al wat daar is. Dis die liefde vir musiek en die liefde vir taal en die liefde dan ook vir ons klanke. Daai bassklanke wat vir ons belangrik is, daai hartklop, daai BPM van daai hartklop is belangrik. Dis Afrika, jy weet. So dit is daar gegrond. So ek beskou my nie self in 'n moeilike posisie wat dit aanbetref nie, want elke ou het maar sy opinie. Daar is haat, seer en sulke goed in alle genres. In blues, ons kan dit waardeer, maar baie van daai goed is so, as jy in die bevoordeelde posisies is, dan kan hy goed jou raak. Ek meen, destyds was cabaret gebruik as 'n protes tipe van genre. So, dis nie genre spesifiek, dink ek nie. Dis juist daai stereotype wat ek wil adresseer, dat radio's nie moet bang wees om dit 'n kans te gee op radio te speel nie. En daai is juist 'n bewys. Ouens soos Koenie hulle, ons kan nou om 'n whisky sit en hard gesels vir ure lank. En dit is hoekom even 'n ou so Steve, ons kan sit en tot 3 die oggend toe praat oor hiphop, oor Afrikaans, oor kultuur en onsself daar kom vind, want daar's nuwe wêrelde wat oopgaan. En dit is my poging. Is toe 'n ou tannie na my toe opkom by 'n kompetisie, sy sê vir my, weet jy wat? Ek het opera gesing. En ek hou nie eintlik van hierdie doef goed wat julle doen nie. Maar vandag toe jy besig is daar, toe klink dit vir my soos my dominee, maar net met 'n ritme. So sê sy vir my 'n amazing ding aan. Sy sê, ek sal nooit weer die TV net oorskakel. Want miskien het hy ook 'n boodskap. En dit is vir my belangrik. Ek het actually 'n hoofstuk ook hier in die hoofstuk se naam is Johannes Rond. En ek kom uit 'n baie groot rugby kultuur en baie passievol oor rugby. Niks te doen met 'n franchise per se nie. Dit gaan oor hy zambak en deep heat reuk in die kleedkamers. Dit gaan oor hy kameraderie, daai bind us together Lord, wanneer almal sing daai en niemand is gelowig nie, maar ons wil net nie seer kry op hy veld nie. Rugby is vir my 'n kultuur waarop ek baie trots is, ongeag hoe die platforms verander het deur die jare. Ek speel nie, en in die boek praat ek juist daaroor, ek speel nie die man nie. Jy speel die bal. Dit is vir my belangrik. Dit is 'n game. En ek maak nou natuurlik, ek praat 'n bietjie oor die nuwe wetgewing van die BEE goeders en quotas en so aan en my opinie oor dit, maar ek praat vanuit die liefde van rugby en die bulle. Ek het groot geraak saam met my pa. My pa was 'n rondebalman, hy was sokker ou. Ek het die ovaalbal met my getrek en dis waar ons nog gebots het, maar hy was 'n Naas-fan en 'n bulle fan en dis seker maar soos enige sportsoort en ek noem dit in die boek en dat as jou lewe of jou pad kruis op 'n spesifieke tyd met 'n sportsoort en daar's 'n span wat dit die beste vir jou uitbeeld, dan sal jy 'n liefde hê vir daai span. En die bulle op daai stadium was die span, daai Dion Oosthuizen, Jacques Olivier, daai se era tot by André Snyman tot die late Joost. En my lirieke, ek het 9 albums al uit, is deurweek met die name van daai ouens. En ek was saam hartseer toe Joost oorlede is, Tinus Lene, almal die manne. Ek is 'n trotse bil. Ek het 'n song Victor Matfield wat dit eindig. Dis 'n swaar song. Elke liewe law in rugby het ek so gebreek dat dit dubbelsinnig is, dat ek praat oor hoe moeilik dit is vir breinmense, waar ek vanaf kom, om deur te breek in die rugby era, veral daai tyd toe ons op gewig gespeel het, want ons was kraal in die been, jong, so jy speel maar teen groot pere met hy groot, leerbal, maar ongeag dit, daar is die speelveld gelyk, jy weet. Jy kry kans om iemand seer te maak, maar jy kry kans om gelukkig ook te wees, weet. En hy is net lekker om skaars te hê daarvan. So die bil tattoo, het gaan oor my liefde vir rugby en die kultuur wat dit en die joy wat dit my gee op 'n Saterdag om te kyk. Nou nie laas Saterdag, dit is 'n bietjie. Maar as hoop maar my bil trei lê in die kattebak, so ek is reg vir later so gee. Ja, nee, ons was daar, ek het al by hom oorgeslaap daar. En soos hier een van hierdie was lekker gesels. Hy's 'n groot filosoof en hy hou van intelligente geselskap. So ons gaan klop en maak baie keer, jy weet, 'n brekkie of 'n lunch of so 'n gesels. En jy's daar toe sê maar dit raak 'n bietjie laat, ons gaan vereniging toe 'n show gedoen, terugkom toe sê man, slaap sommer oor.
En toe tot is 'n heel dag, wanneer ek so 'n rugby treie aangetrek, sê ek vir my heeltyd jong, ek is groter bil as jy. En toe ek my gaan shower en terugkom, toe ek my kort broekie aan, toe sien hy my easy bil tattoo. Toe kyk hy so toe sê nee, wat kyk jy is 'n groter bil. 'n blou bil ondersteuner. Dit is 'n teer ding, jy weet, om iets in die private ding, die privaat en die publiek is altyd baie keer twee verskillende dinge. Ek probeer oral dieselfde wees. So wat jy hier kry is wanneer ek 'n show doen, dat jy my kom kry so by Afrikaans vatter, ek praat so, ek skryf nie baie van my tekste nie, ek glo om uit die face te praat. En dit is dieselfde, jy gaan my so in die toilet kry, jy gaan my by die bar so kry, ek is so. Som ouens verdeel hulle self skizofrenies in daai verband. In my opinie, Steve het sy opinies waarmee ek nie noodwendig saamstem nie. Ek glo net nie aan om modder te gooi na iemand nie. Die rede vir dit is, iemand het eendag gesê, as twee dinge wat gebeur as jy modder gooi. Jou eie hande raak vuil en jy is besig om grond te verloor. En dit is twee dinge waaraan ek nogal vashou. So ek ken hom as 'n persoon, hy het nog niks, jy weet, as 'n individu het hy nog nooit 'n negatiewe indruk by my gelaat. Inteendeel, dis die eerste A-klas persona in Suid-Afrika wat my gekontak het om vir my te sê, yes like it, ek love jou weer. Yes like it. Wat het jy daar geskryf? Ja, kan jy nie asseblief 'n draai kom maak hier? Hoe? En ek het baie brein A-klas vriende geken daai tyd. Ek het vir jare, daar sommige ouens wat vir 7, 8 jaar gewag het voor ek kon feature met daai persoon. Sommige mense het my heeltyd geïgnoreer. Dit is van die eerste ouens wat uitgereik het na my toe sonder om enigiets van my te vra. Ons almal weet hy's 'n ou wat hy het sy eie hy kan nou 'n 50,000 saal vol maak van mense hier en goeders. So hy het nie vir my nodig nie. En dit was nie sy rede hoekom hy my kontak nie. Daar was nie enigstens 'n idee om vir my te gebruik as 'n pawn of something like that. Dit was alrede was hy het gelike om my mind te piek. En tot op vandag toe sal hy my kontak, kan ek sê 'n breakfast gaan, ek wil weer 'n paar idees by jou gaan. En as ons disagree, dan disagree ons. Dis twee mense wat disagree. Hier's 'n hoofstuk in juis oor tattoos wat mense vra my altyd. En onthou, elke liewe hoofstuk gaan oor 'n uitdrukking en is vervat in iemand wat daai uitdrukking vir my die beste, en dis uitdrukkings wat ek nou opgetel het, oral in elke provinsie waar ek gegaan het. En hierdie is 'n spesifieke uitdrukking waar baie trots is. Dis 'n uitdrukking wat die ouens sal sê, hulle checkie my chappies. En 'n chappie is nou 'n tattoo, en as iemand jou sê hulle checkie my chappies, beteken hulle kyk jou nie raak nie. Hulle kyk by die gesig is wat hulle sal sê. Hulle kyk nie wie jy is as 'n individu nie, hulle kyk verby daai met 'n stereotype aan dit. Okay, so dit. En die ou van wie ek praat in hierdie spesifieke hoofstuk, se naam is Bradley Kanasashi. En is 'n ou wat regtig 'n broer vir my kom raak het en hy's ook my tattoo meester en ek het vir jare daar gewerk in daai tattoo shop. En dit het vir my 'n ander insig gegee rondom tattoos. Ek het my eie opinie oor tattoos en hierin praat ek breedvoerig oor tot wanneer geestelike mense kom klop en vir jou wil kom bid daarse want dit is verkeerd wat julle hier binne doen, tot en met ander mense, 'n pastoor wat kanker het en niemand van sy gemeentelede weet nie, maar hy wil 'n tattoo hê want hy voel dit is die enigste ding wat vir hom heling gaan bring. Iemand wat ons het daar gehad op by Gurney, jy weet, iemand wat nou net kinders verloor het hier deur 'n selfmoord, tot mense waar ons saam lag as iemand 'n geboorte gekry het of iemand is 'n huweliksherdenking of 'n ding. Dit is so emotional ride om te wees in 'n tattoo shop wat nie belang gestel het in die moderne idee van tattoos nie. Dit het als gegaan oor 'n persoonlike ervaring wat tatoeëring, maar ek wil nie diep ingaan oor dit nie. Wat my tattoos aanbetref, ek het die William Wallace tattoo. Ek is groot voorstander en 'n liefhebber van Mel Gibson se directing werk en moet nog juist die nuwe enetjie kyk, maar Braveheart was iets wat as kind, en ek noem dit in die boek, en ek was seker in standaard 5 of 6, hy is 95, toe die film uitkom, het ek alleen na 'n VHS, daai winkeltjies, daai destyds waar jy gaan kry, en hierdie films daarso, en daar was hierdie film Braveheart. Want ek het eers op 'n Lion King, ek love Lion King. Ek het dit saam met my, dit is iets wat ek saam met my dogters deel, die spesifieke scene. Maar daar het hulle advertensie gehad van Braveheart en die advertensie het my so ingetrek, het so naby aan die huis gevoel. Toe gaan ek en ek gaan hierdie film en ek kyk dit. En is obviously dat ek is 'n kind van onder 16, jy kan nie die goed kyk nie, maar ons lewe in 'n ander era. Ek kyk dit nou, En daarvan af R5, as ek 'n R5 het,
dan gaan haal ek weer die film uit. Dan gaan nooi ek van my vriende om dit saam te kyk, julle moet die film kyk. Dan gaan haal ek dit weer uit en hulle het my toegelaat om films uit te haal en ek is ewig dankbaar dat hulle die wet teëgestaan het om seker te maak ek kan daai tipe films uithaal. Want dit het my so beïnvloed, die positiewe dele van Braveheart. En ek dink hoekom ek resoneer met dit is ek het ook Skotse bloed in my en ek is iets waar ek trots is. Ek hou van daai veggees, daai hele Celtic musiek. Ek hou van die doedelsak. Ek hou van die waarde wat daai kultuur bring, die robuuste, krierie idee van daai mense van especially daai tyd. En die scene wat ek het is waar hy omdraai, is hier op my arm, is waar hy omdraai en hy het net die Battle of Falkirk gewen en hy kyk almal net so. Dit is daai, right, ek het nou hierso, wat is volgende, hè? En dit is vir my so 'n belangrike oomblik gewees. Ek kom constantly by daai kruispaaie in my lewe. Nie vir major goed wat ek doen nie, maar my klein battles waar ek fight, waar ek net moet staan en weer myself gather om te sien waar ek volgende gaan. En die ander tattoo is Hendrik Witbooi. En dit is hoe hy lyk op die $50 noot op Namibië. En dan hy is ook op die $100-200 noot van Namibië. Koning Hendrik Witbooi, Gau Nganse Abemap, soos hulle hom ken, the captain that disappears in the grass. Want hy was bekend vir sy guerrilla taktieke om weg te, jy weet daai ons wat so weet om weg te kruip in die landscapes en so aan. En hy is hierso omdat niemand praat oor Hendrik Witbooi. Hendrik Witbooi is soos Nelson Mandela vir Suid-Afrika is hy vir Namibië. En dit is my oupa se oupa, weet. En ek dink as 'n bloedlyn wat net onder die mat gevee is en niemand praat oor daai nie, maar ek het sy gees en sy geesdrif, sy taalkundigheid en liefde vir taal. Julle sal sy dagboek kan julle kry in Hoogduits, Nederlands kan julle kry op die internet. Dit is 'n ou wat geweet het hoe om akademies goed uit te lê, maar hy was 'n goeie vegter en 'n mensemens en 'n brugbouer. Eerlikheid is waarmee ek begin het en eerlikheid is graag waarmee ek wil eindig. Eerlikheid beteken nie reg nie. Eerlikheid beteken ook nie verkeerd nie. Maar dit beteken ek kan actually vertrou wat die ou sê. Ja? En dit is vir my belangrik. Iets wat ek 10-20 jaar terug geskryf het, was eerlik vir sy tyd. Daai tyd, as ek gepreek het en ek spesifiek goed gesê en ek het met oortuiging gesê en ek het dit geglo. En as ek oor 2 jaar gevoel het, ek het nou verkeerd gesê, dan moet ek weer mans genoeg wees. Om te kan sê, weet wat, ek dink ek het actually 'n fout gemaak. En in die boek probeer ek juist ook dit deurgee, dat is halwe op en af, jy weet, journey, life. Dit is hoe het is, almal van ons weet dit. My kennis sal vir my waardeer, en mense wat volg wat ek doen, of whatever, sal waardeer as ek hier en daar kan erken, ek het 'n fout gemaak. Dis mense wat nie kan erken dat daar foute gemaak word, wat jy nie kan vertrou nie. Dit is mense wat jy moet merk. Mense te perfek is. En dis waarom ek gevoel ek gaan dit so eerlik as moontlik. My fanatiese tyd, ja, daai en ek deel die mooi van dit. Niks van dit het ek regtig negatief waar gedeel nie. Ek het gedeel van die Pinkstervolk waarvan af ek kom. En dit is so 'n mooi kulturele kompos waarin so baie mooi dinge groei. Die kerk, die lewe van daai, dit is nie die NG, met baie respek, die NG, VGK tipe van ding nie. Dis ook nie die mense wat nou dromme het en dink hulle is charismaties nie. Ek praat van daai waar 20 mense is by mekaar, die man praat kliphard, hy sê seker in sy kop waantoe hy op pad is met hierdie boodskap hier, maar hy, daar gaan 'n ritme, daai is, en ek verstaan nou die krag van dit. Ek het daar gesien dinge gebeur. Ek het gesien moeders wat kinders verloor het en al wat hulle het is om te juig. En juig is hy stappie, is hy dansie en is net 'n ritme en is 4 sinne wat oor en oor gesê word. Maar hoe meer jy dit sê, hoe meer begin 'n krag wat ouens sal sê die salwing begin 'n neerdaal tussen die mense en dit is bevrydend. En dan stap jy terug en jy gaan lees 'n paar ander boeke en dan kom jy agter, okay, miskien is ek meer te fanaties gewees oor dit en miskien is daar nie noodwendig alles geestelikie en ek is eerlik om my goed te deel en ek het teruggegaan as 'n pastoor. Ek het 'n Bybelskool gehad vir 4 jaar wat ek die dien was van. Ek was in New York, Bethel Bible Institute, theology gedoen daar. Maar toe ek teruggaan in my Bybelskool het mense geleer van hoe om 'n driver's license te kry, hoe om jou computer te, want dit is als deel van jou God, jy weet, die idee van God, die konsep van God, jou intuïsie, alles wie jy is prakties ook, is wat die hemelbesem is geestelik en prakties. Dit maak 'n mens 'n lang persoon, verstaan?
En ek het gepraat oor die praktiese deel en na dit het ek gevoel as sekere dinge wat die kerk nie ruimte voor het om oor te praat nie en nou doen ek dit van buitekant die kerk af, maar weer eens, nie teen die kerkie. Ek gaan nou na Namibië toe en as ek die hoofspreker daar by 'n kerkkonferensie en ek doen baie sulke spreekgeleenthede, preke dan nou as jy wil, maar ek het steeds 'n liefde vir die kerk. Elkeen het sy rol daar te speel. Maar ek was van die eerste ouens op Voice of the Cape, wat 'n Muslim radiostasie is, Jive Muslim Festival. Dit het niks te doen met religie per se nie, maar dit gaan vir my oor die soeke na waarheid. En ek deel elke liewe pitstop deel ek met mense, ongeag of dit reg of verkeerd is. Ja. As jy liefde ervaar het, as jy vergifnis ervaar het, kan ek jou guarantee, dis iets wat jy graag wil hê mense moet ervaar om jou. En jy kry daai in die donker oomblikke van jou lewe. Ek het groot geraak in baie haglike omstandighede en ek het dit in soveel detail as moontlik probeer deurgee in hierdie boek in. Funny goed en van dit is funny goed is funny. Ek kan julle guarantee, maar dit was seer daai tyd. Dit is nie lekker om te gaan skool toe en jy weet die hemp moet die vuur maar nou droog maak en nou moet jy maar die hemp toemaak hier bo, laat jy weet die reuk van die vuur nou net nie deurkom as jy in die klas sit nie. Maar dit is vuur warm. En as jy daar sit nou by die laaste periode dink jy man ek gaan nou net so 'n klein stukkie van die zip aftrek. En as jy dit aftrek en hy reuk gaan nie deur tussen die mense. En iemand skree daar in die agterste stoeltes, jong, wat reuk nou so hier na brei binne? Sulke goed is funny om dit nou te vertel, maar daai tyd was dit hoogs embarrassing. Om te praat in die boek en oor my hande wat so vol eelte was, omdat ek 'n skrynwerker was, 'n carpenter saam met, en ek kon nie 'n meisie se hand vashou. Dit is funny om nou daaroor te praat, maar daai tyd het dit seer gemaak. Om te gaan mines, en die boek onderbreek om die hele tyd met woorde, laat jy half woorde verstaan, so ek gee die definisies van woorde. En mines is om te gaan soek vir yster, om dit te gaan verkoop. En om daai te gaan doen, in plekke waar jy weet van jou vriende bly, by daai garages vir daai spesiale blikke, wat swaarder weeg as die ander, dis nie lekker om onder hy dromme te gaan krappie, verstaan? Maar dis nou, by nabetragting is dit maklik om daaroor te praat. Vir my, ek weet, in die areas waar ek beweeg, is daar mense wat so erger swaarder as ek kry. Soveel meer pyn het, en hulle sit miskien nie met die ligs wat ek mee of gebore is, of gekry het deur liefde om my nie. Ek is seker maar gelukkig dat, dis waarom elke hoofstuk gaan oor iemand. So iemand het elke keer met my pad gekom en 'n hand gedruk, of iets in my hand gedruk, 'n drukkie gegee, of gesmile in my rigting, en ek het geweet wat dit vir my beteken. En ek wou daai ou wees wat dit gee, as om dit te ontvang. Almal die ouens, van 'n opsigter tot 'n antie wat hier is hy. Ek het vanoggend toe sê ek vir daai opsigter 'n boodskap sê, jong, ek het 'n hele chapter hier in van jou. Toe sê hy met Mr. Oktober, ja, toe sê hy net, jong, dankie dat jy my inlig, ek is bly ons paai het gekry, maar hy besef nie wat hy kom doen het in my lewe nie. Ja? En ek dink, ek wil dit wees, as om dit te ontvang. En ek dink, as 'n mens dit kan kweek, en dis waarom Hemelbesem vir my is wie ek is, dis wat ek graag wil sien, as ek met mense praat. Mense wat weet om my kombinasie van geestelik en fisies, by my prakties te wees, by mekaar te kan sit konstant, dan sal die wêreld 'n beter plek wees. Ek is maar oor die utopia in my kop het, ek glo daaraan, ja. Ek dink dit word nie genoegsaam gedoen nie. Soos ek sê, realiteit is 'n buigbare konsep in vandag se lewe, want ons verdelg onsself in die hele Facebook en social media en sulke goed. So ons verloor human touch. Ek dink hy film Crash begin so mooi deur te sê, you know, soms ons is so vasgevang agter metaal en glas, dat ons moet in mekaar crash om actually mekaar te kan aan te raak, want ons mis die aanraking so baie. En vir my, mense tot op vandag toe, Auntie Lena daar in Blackheath kan nou nog nie glo, ek bring 'n TV-kamera tot binne na haar voorhuisie. Sy kan nie verstaan wat sy bedoel, wat het sy gedoen in my lewe nie, maar sy het baie beteken vir my. Selfs met Mr. Oktober, dieselfde met Nana, ek weet sy het gesê sy kom vandag, ek sal net checkie. Sy is van Woester, maar dis iemand wat 'n 21st vir my aan mekaar geslaan het en gesê het, dis like it, en vir my gesê het, my kind, dit is jou beerd. Sy sê altyd vir my, weet wat, dis jou beerd. En nou het ek het 'n hele hoofstuk getitel, dit is jou beerd. So ek kan elke liewe persoon in
is vir my belangrik dat ons hulle oplig, want net so het elkeen van julle wat hier so sit, 'n onderwyser, iemand daar by die 'n winkelier, die panga wat vir jou altyd 'n ekstra lekker gee, or whatever, wat 'n rol speel in jou lewe wat die mens maak wie jy is. En ek kan nie, ek is 'n ou wat baie nostalgies is. Ek onthou elke liewe persoon. En al van die ouens het my seer gemaak. Som van die ouens het my seer gemaak, maar ek onthou nie noodwendig al die seer nie. Want saam met die seer, jy kan nie net die seer vat en vergeet van die goeie wat gebeur het nie. Ek deel hy goeie en ek launch hierdie boek in Woester ook. En in Woester bring ek al hierdie karakters, hulle kom sit saam met my en dan gaan ons lekker gesels oor wat my opinie was van hulle. Sal nie glo wat ek gedink het van hulle nie. In terme van God praat Afrikaans. Weer eens, dis nie 'n boek wat religie onderstreep of probeer uitbring of so aan nie. Dit is maar net, jy weet, die konsep, die idee van 'n geestelike ervaring en so aan. Dat tot op daai diepste vlakke het dit vir my was die resonering was met Afrikaans. Afrikaans is in my murgenbeen, miskien nie die Afrikaans wat in boeke geboekstaaf is vandag nie. Maar my eerste ervaring met liefde was Afrikaans. 'n Meisie my afgesê het was in Afrikaans. Toe ek gebeklei het ek gebeklei in Afrikaans. En ek sê dit ook hier, Dominee Jan Ongere van die moedergemeente daar in Woester het altyd gesê, Simon, die taal waarin jy vloek en die taal waarin jy bid, dit is die taal van jou hart. En vir my is dit absolute waarheid. En ek kan nie anders as om te sê, in my wêreld, God praat Afrikaans. Dit is 'n half 'n persoonlike ding. Ek het 'n song daaroor geskryf, song kom binnekort uit. En ek kan dit vir julle vasvat, want dit sê half die hele song in 'n ding. Vat dit al vas, maar ek wil net byvoeg, na elke chapter, elke hoofstuk is daar 'n liriek uit een of ander song van een van my albums. En wees versigtig hoe mense dit lees, want dit gaan die eerste keer wees wat baie van julle hiphop gaan lees. Hiphop is bietjie anders as net gewone poësie, omdat jy moet dit met die ritme in gedagte hou as jy lees, en dit is interessant. Dit was een van die groot uitdagings, dit is ook een van die redes hoekom ek Johannesburg toe getrek het, is om daar te sit met die editors, sodat ons die spelling en ritme en alles reg kry, want dit is nog nie in my opinie reg gedoen nie. So die song se naam is God praat Afrikaans. So is baie simpel. Louis Minnaar van Buttereinder is op die beat hierso, so is gaan bietjie anders wees. Maar die chorus sê maar net God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. En hy sê juist dit is iets wat homself kontradik daar. Maar dit is hoe ons onsself kontradik. Ek's oreed God praat Afrikaans. En dan begin ek dit te sê, my hele konsep se konteks kom van 'n kon se teks. 'n Kon, dis mos hoe ek blom in die omtrek van jou konteks, want wie dan hom klaar verbeel? Wie dan die taal gesteel? Die ou wat die kraal beheer of die ou wat die skape teel? Sulke vrae, wel, dit hinder my nie. Dit was 'n ander milieu, want in 'n manier is dit Afrikaans as hy praat binne my hier. God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. Ek is oreed dat God praat Afrikaans. Ek is oreed dat God praat Afrikaans. Luister, luister. Al wat jy moet doen is om te luister. Ek wou dit eerste heeltemal ook wegsteek, maar van Woester, Vredendal en Blikkie, oral waar die woorde val oor 'n man was hektiek. So Sodom en Gomorra was die oomblik net elektrik. Ek die lied, se woorde in my ore van God onthou. My lot is nou om te kyk soos Lot se vrou. In plaas van sout was dit toe suikersoet. Even die Bybelboek geskrywe ook wat Dawid roep voor 1000 troep binne hulle se wiel. En Satan loop soos 'n brullende leeu. Ek hoor dit nou nog in my om te saans. Ek kan my kop krap man, want God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. Ek kan my keus even verder vat, net dat hy my gebed verstaan as ek verder braak. Wanneer ek met die herder praat, want God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. Niemand gaan my strei nie, want niemand ken die lirieke diepte van ek en hy nie. Sy nek hoe hy my check as ek 'n hoeka nie belei nie. En hoe ek my bek rek as ek nie my sin kry nie, brother. Ons vloek en skel, draai as rug op mekaar, hoe ons roep en bel. Die taal waarin my bloed roep en hy my bloed optel, want God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. Nou is ek oortuig dat God praat Afrikaans. Verstaan sy? Die taal is wederzijds. Verstaan sy? So praat die Heer met my. Verstaan sy? As ek by my Vader lering kry. Verstaan sy? Vandag of verlede tyd. Verstaan sy? Dat ek is edel sy. Verstaan sy?
Jy moet maar die Here blame, want ons praat die hele tyd. God praat Afrikaans, brother. God praat Afrikaans. Amen. Ons doen vir jare nou al met Crescendo en met die woord vir wow, woorde op en wêreld. Gaan ons na skole om kinders attent te maak op die feit dat jy's eintlik trots Afrikaans. Maar die rede hoekom ons kinders skaam is wanneer hulle wegbeweeg, dit gaan maar oor aksente en hulle is bang vir hoe hulle self uitdruk in Afrikaans, want onmiddellik kom maar 'n minderwaardigheid kompleks saam met dit. Want as jy sê iets is 'n suiwer taal, dan beteken dit wat 'n ander ou besig is onsuiwer, vuil, lelik, morsig en dit is hoe kinders dit view. Hulle kry nie hulle ikone nie in hulle taal nie, hulle hoor nie hulle musiek in Afrikaans nie. Baie van die kinders groei op met reggae, house, hip-hop, sulke goed, maar jy hoor dit nooit in Afrikaans nie. Jy hoor nooit in 'n Makwallander nuus lees nie. Jy hoor jy 'n Woesterien wat brei in die nuus lees of in Sewende Land brei of whatever nie. Jy kry nie die ikone nie en omdat miljoene van die ouens hulle self so uitdruk, weet hulle nie of dit reg is nie en dan kry hulle dit in minderwaardigheid. Dit gaan steek ons aan. Ek maak seker om konstant met kinders te sê brei as jy moet brei as jy rym, jong brei of praat nou Makwalans as jy moet sing en daar het ons nou bewys met ouens soos Vito en so aan vir hulle bymekaar gebring vir David Kramer hulle. Die mense is oop vir dit, maar hulle die media sê dit nou nog nie vir die ouens so nie, hè. So is maar net belangrik om hulle te motiveer, ja. Ek vat dit vas. Ek vat sommer die enetjie vas. Ek gaan net 'n a cappella doen vir julle en die song se naam is Ek kan. Ek het dit geskryf klomp jare terug en dit vat al vas die hele lewe van my. So hier gaan dit. As jy rondom jou kyk, almal gaan te kere. Hulle sê dit beteken niks soos 'n lam man se bene, maar jy moet hy soos 'n mal ram verdedig. Ek hou my ore toe as hulle 'n man so beledig. Ek fokus vorentoe soos 'n pet met oogklappe. As mense stene gooi, maak dit sy woord wakker, ek is tot alles in staat. As ek 'n mic in my hand het, dan gaan ek mal op 'n plaat, ek maak meer geraas as die Kaapse klopse. Physics en my lyrics is vullend soos Spaanse kosse. Ander dag het ek uiste gesoek in die Silversense bosse. Deur die week na skool, maar Vrydag met ons het gelos het, dan maak my pa my wakker. 2:00 die oggend, gaan krap ons deur die vullis waar die karre gepop het. Op soek na waardevolle goed soos leë Coke bottles. Ek het my hande afgeweek vir my ballie. Ek respek hom. Ek het myself beloof ek gaan hom uitsort eendag as my check kom. Ek het binne toe gekyk en is toe wat ek geskok was. Ek het die krag agtergekom van die ding wat klop hier in my boskas en toe worry ek nie meer nie en won is net 'n tydbom. Ek het geweet ek gaan definitief uit die gemosheid kom want ek worry nie, ek wonne nie, ek weet ek kan. Ek worry nie, ek wonne nie, ek weet ek kan. Ek worry nie, ek wonne nie, ek weet ek kan. Ek onthou as voels moet gevang het vir vleis vir die aan. Ek ken hammers vashou en die vasklou vorm 'n vuis van my hand. Saam met Chook, Don en Bok vat my 'n dop laat te syp. Gaan slaap ek met earphones op my kop om te escape. Music het my liewe geraak. 'n Realiteit buite die ene met evil en haat, maar op 'n dag by Blackie High se VCS. Het 'n pastor kom praat van 'n bra en Jesus bless. Ek het gedink aan ons hokkie wat staan in Conifers. Aan die yards waar ek gehang het waar die meeste skollies is. En die gooste wat 'n man so vir 'n pop vat. Die ouens wat jou verlei om aan 'n stop te touch. En die onderwysers wat 'n man so met hulle oë oppas. Meneer Arnold, juffrou Henke vir pool en poppas. Ek het nou respek vir onnies nou wat ek 'n bietjie ouer is. Almal is die greatie, som pyn het en bly op hulle louere rus. Maar die opsigte, Mr. Oktober, hy's 'n great bra. Hy weet dit nie miskien nie, maar hy die stuk in 'n siel deur 'n ewige tyd gedra. En Mr. Hickley het my gebless met sy effort om ten minste net my naam te ken. Ek is 'n leier vandag en ek try hard om aan my staf te ken want ek worry nie, ek wonne nie, ek weet ek kan. Ek worry nie, ek wonne nie, ek weet ek kan. Ek worry nie, ek wonne nie, ek weet ek kan. Ek worry nie oor die ou wees die lewe is 'n voorreg. En mense se opinies steek ek in 'n stoor weg. Waar was hulle toe ek my ankel en oupa in 1 week verloor het? Skielik staan afbrekende kritiek hier by my voorrek. Waar was hy toe ek net 1 skoolbroek gejak het? Waar was hy toe ek tussen 'n klomp vloeie moes gedak het? Ek het gekover vir my gesig sodat die bommels nooit kon wys nie. Waar was hy toe ek goeste gesmaak het, maar ek was te skaam vir ons huisie? Waar was hy toe my hart breek? Toe my ma en my pa skei en ek was stande 3. Waar was hy toe ek gate in my skoen se sole het en met al die goed nog gekonsentreer het op my skoolwerk?
Dis waarom onderwysers check die situation waaruit die kinders kom, wanneer hulle raas met 'n skinnentong. Soms soek 'n man 'n oor wat aan 'n onderwyser hang, so wie se slag geluisteraar. Ek was hier in Juffrou Ling se klasie, maar die gedagte van haar sal ek nooit drop. Elke 16de September het sy my kosoenie op my voorkop, net omdat ek en sy in dieselfde maand verjaar het, en net oor daai simpel ding, noem ek haar naam in my rep, want ek worry nie, ek wonder nie, ek weet ek kan. Ek worry nie, ek wonder nie, ek weet ek kan. Daar was 'n vriend van my, Devin Roosendaal in Woester, 'n ouetjie wat vasgevang was in dwelms. Hy het my gehoor eendag op die radio en toe kom hy na my toe sê, ek hou van wat jy praat oor die radio, maar ek wil my lewe verander. En toe sê ek vir hom, as jy jou lewe wil verander, dan moet jy saam met my 'n pad stap. Toe sê hy nee, hy sal. En hy het nooit weer drugs gebruik nie. Hy daai tyd toe kom hy met sulke rukke nog wat onttrekkingssimptome en later toe verander het en toe sy een van my beste vriende en een van die ouens wat ek beskou as ouens met wysheid en integriteit. En jy weet, Devin het na my toe gekom eendag terwyl ons daar sit en hy vra vir my oor vroumense en hy wil graag 'n meisie uitvra en sulke goed. Toe sê ek, jong, sit vir my alles neer op 'n blad en dan maak ons 'n song van dit. En soos hy neer begin skryf, toe maak ons actually 'n volle song van dit. En Devin het so 'n paar jaar terug gelede het hy sy eie lewe geneem en dit het ook 'n song, dit is 'n song wat vir Kanasashi so hard getref het dat hy het op sy skeen die hele lirieke het hy op sy skeen getatoeëer van die doel van purpose, want hy wou sy purpose verstaan, vroumense, maar ook career-wise en sulke goed en die song gaan half tref 'n bietjie, hy is hier so in. Check over hier. Ja, 25, check op. 192. Ek kan 'n deel van julle lees van dit, dat julle net half 'n idee het. Hy het die tweede vers, as ek nie mis het, hy opgesit. Ja, so die koordeel, ja. So ek het net al vir Devin gesê, jy vind jou purpose. Jy vind jou purpose in die cursus en whatever jou pla. Vat vir David toe die ander gestaan het en die terre was daar. Dit raak nie ander nie, hulle is anoniem en dit indicate as jy wegmaak met 'n sleg saak wat jou irriteer, soos Abraham en Sodom, met vrese en al het hy toe waarlik oorwin. Niemand het genou te even in sy paal se woning, wat van 'n laity tot 'n mighty king, heil David te koning. So daai is al die advice wat ek gegee het vir Devin. Maar die verse wat hy op sy been het, dis 'n bietjie van 'n langerige verse, ek wil nie heeltemal in dit ingaan nie, maar dit is hierso in onder die doel van purpose. Ja, so die hele skeen vol van hy spesifieke vers wat half crescendo binne in hy koordeel. Ja. Dit is weer eens vir my taal en 'n storie van iemand wat ek wil vasvat. Meneer Fredericks, wie die hoofrol, waaroor die hoofrol gaan, AB, is 'n ou wat vir 15 jaar gesukkel het om sy draaiboek jy weet op die televisie te kry en dit konstant gegaan oor die taalgebruik wat dit werk nie lekker vir TV nie, daai normale jazz en uiteindelik toe hy nou dit deurkry, is dit vir ons 'n deurbraak en ons het dit vir appel en 'n ei gedoen, man. Ek het daai song verniet gedoen en vir my gegaan om dit vas te vat en ek wou staan in iemand se skoene in daai tyd in sy area waar hy bly en dit gaan oor dit laat 50er jare, vroeër 60er jare. Die voorbeelde is alles dit, die klank daarvan is hip-hop, want hip-hop is 'n nostalgiese tipe genre, hy gaan haal hy ou seer en bring dit weer terug. En vir iemand se struggles, ek het dit vasgevat in daai song en dit was vir my bevrydend, dit is lekker om dit te doen. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.